Hallo Daria, so vandag gaan ek 'n bietjie uitbrei op die post wat ek gestuur het, met die nuwe pryse en al daai goeders. En hierdie video gaan weer verder praat oor die sosiale interaksie wat mense nodig het om gesond te bly. So navorsing wys dat babas wat vir lang tye sonder fisiese aanraking groot word, permanente agteruitgang wys en uiteindelik aan siektes kan doodgaan. Dit beteken dat emosionele weerhouding 'n dodelike uitwerking op mense kan hê. Maar onthou ook nie altyd nie, maar ek praat daarvan 'n bietjie later. Hierdie navorsing het gelei tot die idee van stimulushonger, die behoefte aan aandag en fisiese kontak. Dieselfde verskynsel word by volwassenes gesien wat nie fisiese kontak met ander mense het nie. Dit is nou veral natuurlik soos mense in ouerhuise wat voor hulle tyd doodgaan, omdat hulle niemand het wat aan hulle vat, of hulle cuddle, of enigiets soos dit nie. Dis baie belangrik om dit te hê. So studies wys dat mense wat vir lang tye in isolasie gehou word, geestelike probleme ontwikkel, insluitend kortstondige psigose, dit wil sê, dit maak hulle mal. Dis nou die ou mense gesê, die tannie raak nou kens. So julle weet dat geharde gevangenes banger is vir die sogenaamde isolasiesel. Hulle is banger daarvoor as fisiese straf. En politieke gevangenes word dikwels so behandel, as ons nou maar kyk in Amerika, byvoorbeeld waar hulle terroriste in afsondering hou, om hulle dwing om te praat, en terwyl sosiale interaksie en fisiese aanraking natuurlik die teenoorgestelde daarvan is. So isolasie is die hel en fisiese aanraking of aandag is die hemel daarvan. So biologies gesproke kan 'n gesprek aan 'n emosionele en sensoriese stimulasie tot fisiese veranderinge in die brein lei. As sekere dele van die brein nie genoeg geprikkel word nie, kan daai deel van die brein doodgaan. So senuweeselle kan afbreek. So dit kan veroorsaak word deur swak voeding op 'n biologiese vlak, wat weer as 'n gevolg van afskeep is, soos gesien by babas se ouers wat nie mooi na hulle kyk nie, wat wangevoed word. Daarom is stimulushonger net so belangrik vir die oorlewing as voedselhonger. En dit is die volgende deeltjie daarvan, wat ek nou gaan oorpraat. Dit is nie net biologies, maar ook sielkundig en sosiaal. Wanneer ons daarna kyk, lyk stimulushonger baie soos die honger na kos. En net soos mense onderontwikkel as gevolg van wanvoeding, so kan hulle onderontwikkel as gevolg van 'n wanbalans in hoe mense hulle hanteer. So mense het verskillende smake en voorkeure vir beide. Sommige soek baie aandag, terwyl ander met min tevrede is. So ons kan nie almal oor dieselfde kam skeer nie. Nou weerhouding van hierdie stimulus en by babas, soos wat hulle ouer word en hulle van hulle maats geskei word, so begin hulle 'n lewenslange soeke na sosiale erkenning as hulle nie die regte stimulus gekry het. So ons moet mooi agterkom, is my kind, is my ouer fisies, of aan die ander kant soek hulle meer emosionele aandag. Want hierdie mense kan dalk nou deur die lewe gaan en gewoonlik voel dat hulle nie goed genoeg is nie. Vir hierdie mense is dit baie belangrik om erken te word. En dit kan soms op subtiele maniere vervul word, soos 'n kopknip om iemand te groet, of 'n vriendelike woordjie vir iemand te sê. Al bly die behoefte aan fisiese kontak steeds bestaan, en dit, natuurlik soos ek gesê het, hang van persoon tot persoon af. Die ding is dat mense wat fisiese kontak graag wil hê en dit nie kry nie, is 'n groet, 'n kopknip, 'n tikkie op die skouer baie belangrik. Goed, so die groot ding hier is dat die aanpassing staan bekend as erkenningshonger, en hoe meer mense dit vermy, hoe meer uniek word hulle maniere om op 'n ander manier die erkenning te kry. So hulle gaan, hulle noem dit sublimasie in sekere gevalle, soos ek gaan hierdie erkenning wat ek nie kry nie, op 'n ander manier uitleef. So daar is altyd 'n kompromie wat gemaak word, maar onthou, dit is net soos Newton se wette van die energie. Dit kan nie geskep of vernietig word nie, maar dit sit van een vorm na 'n ander een om. So as ek nie hier iets kry nie, dan gaan ek iets anders doen om die erkenning te kry wat ek nodig het.
Kom ons kyk gou na stout kinders. Kinders met oppositional defiant disorder. As hulle van kleins af nie hulle emosionele of aanrakings, sal ons sê erkenningshonger gekry het nie. En dis 'n teorie natuurlik, raak hulle stout in die skool, want enige aandag is beter as geen aandag nie. Negative attention. Nou sommige mense soos rolprentsterre het duisende komplimente nodig om gelukkig te bly, terwyl 'n wetenskaplike wat heeldag in sy kantoor sit, dalk net 1 kompliment per jaar van 'n mentor nodig het. Die term aanraking kan gebruik word vir fisiese kontak, maar onthou dit sluit ook ander vorms van erkenning in, soos 'n vriendelike woord, 'n glimlag, tikkie op die skouer. Nou elke sosiale interaksie bestaan uit 'n uitruiling van hierdie aanrakings wat as die basiseenheid van sosiale omgang beskou kan word. Nou is ons amper aan die einde van hierdie video, maar baie interessant. Navorsing met rotte het gewys dat enige vorm van sosiale kontak beter is as geen kontak nie. Selfs fisiese ongemak, soos elektriese skokke, het 'n positiewe uitwerking op hulle gesondheid gehad. Dit bevestig die idee dat sosiale interaksie noodsaaklik is vir die geestelike en fisiese welstand van, ons kan nou sê ja, dis op rotte, maar dis hoekom daar meer toetse gedoen word op diere as op mense, want op mense sal dit natuurlik nie so goed afgaan nie, maar ons kan, die senuweestelsels werk maar dieselfde, en die needs, kan ek maar sê, bly dieselfde. So, volgens die teorie van sosiale interaksie is enige vorm van sosiale kontak beter as geen kontak nie. Dit beteken dat mense, net soos diere, 'n basiese behoefte het om aandag en erkenning van ander het, om fisies en emosioneel gesond te bly. En weer eens, dit hang van die persoon af, is hulle baie fisies, is hulle baie emosioneel, en ons moet daarby aanpas. Great, so ons gaan 'n volgende videoetjie maak, ek sal sien wat op hierdie een volg, en dan sê ek eers vir julle tot siens hier uit Swellendam.